Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader in Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met 'n lofpsalm vanoggend. Ons gaan sing Psalm 48 vers 1 en 4. Vers 1 en 4 van Psalm 48.
Wanneer ons daarna luister, toets ons lewens, dit wat die Here van ons vra, maar dan nie as ons weg tot redding nie. Dis 'n aanduiding van hoe ons moet leef uit dankbaarheid vir die redding en die genade wat die Here aan ons skenk. Exodus 20 is dis vir ons 'n maatstaf, nie net vir hoe ons moet leef en die Here se gebooie te gehoorsaam en sy wil te doen, maar ook dan die dankbaarheid. Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie yderlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam yderlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy het jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Deur jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Nou dat ons gehoor het wat ons sonde is, kom ons bely ons sondes, en ons gesing uit Psalm 119 vers 61. Psalm 119, die 61ste vers. As ons nou werklik ons sonde voor die Here bely het en ons voorneme gesing het dan die wil van die Here in ons hele lewe te leef, verkondig die woord van God dat daardie sonde vergewe is. In Johannes 1 vers 9 sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dat ons sonde vergewe is, kom ons bely ons geloof in God die Enige. Ons gaan dit doen in die hand van die 12 artikels, ek gaan dit voorhou.
U sê dit in die harte agter my aan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons hoorbare belydenis, ons vanoggend uit Psalm 13, ons sing daar vers 2. Kom maar weer sit. Ons skriflesing, woordverkondiging vanoggend, kom uit Matteus 24. Matteus 24, ons gaan lees vanaf vers 36. Nog steeds besig om te kyk na, ek wil nie sê die wegraap nie, want daar is ons soos in die Bybel nie. Die wederkoms veral na 2 Petrus gewakel, met die almal wat daarvoor gewag het, nou die woord wat dit aangekondig het. Bietjie kyk presies weer, wat sê die Bybel daar omtrent, wat moet ons dan doen? Volgens lees ons Matteus 24, kyk so 'n bietjie na die wanneer, lees vanaf vers 36, maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, in hierdie onseker tye waar ons leef, is dit vir ons 'n voorreg om voor U stil te raak en hierdie standvastigheid van U wil en U woord te kan weet dat U nooit verander nie. Dit wat U 2, 3, 4, 5.000 jaar terug gesê het, vandag is nog steeds net so van toepassing is, net so belangrik is vir elkeen van ons. Daarom wanneer U woord sekere dinge sê, en sommer pertinent uitlig, dan vra ons dat U ons die wysheid sal gee om te weet wanneer iemand iets verkondig wat in stryd is met U woord. Soos met wederkoms, omdat ons nie weet wanneer dit gaan wees nie, bid ons dat U ons elke dag sal voorberei deur die Gees, en dat ons onsself sal voorberei in afwagting op daardie wonderlike dag waarna ons so uitsien. Daarom kan ons saam met Johannes bid, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou. Maar ons weet daar is sekere dinge wat eers moet gebeur,
En ons weet dat U ons deur alles sal bystaan, daarom vrees ons ook nie dit wat voorspel word nie. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, Here, ons wil bid dat U elkeen in ons gemeente in die liefde sal toevou. Dat U sal weet ons bid ook vir hulle, as ons mekaar bid. Dat waar daar enige teëspoed, seer kry, hartseer is, U sal beskerm en sal vertroos. En dat U Gees ons weer as 'n gemeente sal saambring. Dankie vir die voorreg dat ek kan weet, U beskik oor die kerk. U sal die kerk beskerm. En aardse probleme sal dit nooit oorweldig. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam, wat gekom het vir ons ewige lewe te bring. Amen. Christus is nou 'n rukkie waar ons nou gaan begin lees besig om te praat oor die laaste tyd. Begin van Markus waar hoofstuk 24 gaan. En die verdrukking wat gaan kom en so aan. Ons sal volgende week daarna kyk. Maar begin by vers 36 van hoofstuk 24 en sê hy maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander een word verlaat. Waar dan? Omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as jy seer geweet het in watter dag waak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat dit sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die Mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Lees tot hier die gedeelte, ons teksverse vers 36 eerstens, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Vers 42, wat dan? Omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Vers 44, daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die Mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wanneer gaan die wederkoms plaasvind? Ons sit nou hier 2000 jaar nadat Christus aarde was, min of meer. Mense het al vir Christus verwag teen 100 jaar na hy gebore is, 100 jaar na Christus. Nou is ons al hier 2000 jaar later, het ons steeds nie gebeur. Wanneer gaan dit nou gebeur? Kan 'n mens ooit waag om datum te voorspel? Nou baie van ons sal seker al onthou dat oor die jare daar gereeld mense gekom wat datums gegee het waarom op hulle dan sê die wegraping plaasvind. Ons sê daar is nie so iets as 'n wegraping nie. Ons verwag die wederkoms en dan het dit nie gebeur. Soos 23, 24 September. Nou in ons gedeelte en so sê die Here Matteus 24 praat Christus oor die laaste tyd en die wederkoms. En vir vandag sê hy baie duidelik 3 keer in ons gedeelte, die dag en die uur weet niemand nie, die engele van die hemel en net my Vader alleen. Dat dit nou nog nie duidelik genoeg is nie, niemand.
Nie 'n prediker nie een of ander profeet nie daardie Botha nie 'n engel nie, en Jesus Christus in sy menslike toestand op aarde het nie eers geweet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Net sy Vader in die hemel. En tog sê Jesus vir die disippels, hulle moet wakker en waaksaam wees. Want die gevaar is, dat omdat ons nie weet wat dit gaan wees nie, dan mens maar gaan leef vir een dag met dood gaan kom. Asof niks gaan verander nie. En as hy die voorbeeld gebruik van Noag, van nou later beter dan kyk op mense die eet, drink, getrou, hulle het geleef af daar die oordeel sou kom. Interessant genoeg, ouers wat dit huidig aangekondig het, juist hierdie voorbeeld gebruik om uit te brei dat dit juist dan sou wees, die na terug. In Noag se tyd, mense geleef, as daar geen einde sou wees nie, en toe die sonstoot onverwags gekom. Net so sê Jesus, gaan sy wederkoms wees. So wat hierdie gedeelte vir ons sê, is ons weet nie wanneer Jesus weer gaan kom nie, maar ons moet elke dag gereed wees, omdat ons weet, hy kom beslis. So in die onsekerheid van die tyd wat die Vader weet, sien ons die voorbeeld van Noag, wat mense nie verstaan nie, maar die sekerheid van sy wederkoms, dat ons gereed moet wees. Eerstens sê vir ons die tyd is onseker, die Vader weet nie. Van die dag en die uur weet niemand nie. Ek het probeer gaan kyk hoeveel datums is al in die geskiedenis voorspel en die mense gereed gemaak. Ek kon nie so uit een setting kry nie. Ek dink in die laaste 30 jaar was dit omtrent 3 of 4. En dit het so erg gegaan dat kerkgroepe gesê die wederkoms van daai dag plaasvind, het hulle die kerk by mekaar gekom en niks het gebeur. Elke keer was dit verkeerd. En soos gesê, hulle praat gewoonlik almal van die wegraping, en ons praat nie van die wegraping nie, sê dit weer, daar is in die Bybel word daar wegraping beskryf nie, daar gaan 'n wederkoms wees. So volgende week daar gaan kyk. So mens kan nie 'n datum voorspel nie, want net die Vader alleen weet. Ons gaan nie ons enigstens ons tyd bors om eers te dink in 'n tydperk uitgewerk nie. Ons fokus moet eerder daarop wees om ons lewens so te leef dat ons elke dag gereed is. Ons kan na die tekens kyk en die dinge wat Christus voorspel. Ons kan vir onsself sê, maar as ons na die twee dinge kyk, lyk dit of dit daarby is? Dat is so ver as kan kom. Dink maar net daaraan. As ons presies geweet het wanneer die wederkoms sou plaasvind, dan sal die hele wêreld gesê het, ek gaan my lewe geniet, soos 'n Sondag leef soos ek wil, en dalk die dag voor die tyd sal ek op die Here kom en net seker maak alles is reg. Dit sou die hele oproep van die Bybel versaak. Want die Here wil hê ons moet op elke dag doen, nie net voor die einde nie. Hy wil hê ons moet in 'n langdurige verhouding met hom leef, van liefde, gehoorsaamheid en verwagting. So daarom is die onsekerheid van die tyd nie vir ons 'n probleem nie, vir ons genade, want elke dag is nog 'n dag om in die Here te dink en vir hom te leef. Nie net vir een dag te werk, maar elke dag. En dan gebruik hy die voorbeeld van Noag, wat die mense nie verstaan het nie. In Noag se tyd het die mense 'n waarskuwing gehad. Keer julle, die Here gaan die aarde verwoes.
Mense het nie geluister nie, hulle het eenvoudig geleef asof daar alles normaal is. Eet, drink, trou, hulle lewens gelei, sonder ons vir 'n oomblik aan God en in sy oordeel te dink. Vir 120 jaar lank het Noag aan die ark gebou. Het mense dit sien gebeur, is hulle gewaarsku, maar hulle het hom gelag en nie geglo nie. En toe die vloed kom, was dit te laat. Sê vir ons wat Christus hier van ons sê. Jesus sê, so sal dit ook wees met die koms van die Seun van die Mens. Mense sal aangaan met hulle lewens koop en verkoop, trou, werk, reis, partytjies hou, sonder ons vir 'n oomblik aan Christus te dink. Dan gaan sy koms onverwags wees. En ons sien dit ons. Ons leef in 'n tyd waar mense leef asof daar nie 'n oordeel is, net vir vandag. Hulle het nie 'n saak met die waarskuwings van die ewigheid. En dis nie verkeerd om te trou en te eet en te werk en partytjies te hou en te reis en die dinge wat ons genoem het nie, dit is deel van die lewe. Maar die probleem kom in, wanneer 'n mens so leef dat dit al is wat vir jou belangrik is. Dis waarvoor jy leef. Die wêreldse dinge. As Christus nie die middelpunt van dit alles is van jou hele lewe is nie, dan gaan sy koms jou onverhoeds val. Noag en sy familie het die ark binne gegaan. God het die deur gesluit. Die res van die wêreld was verlore. So is Christus ons ark van redding. En net die wat in hom is, gaan veilig wees die dag wat hy op die wolke kom. Want dit is die sekerheid wat ons het en waarom ons gereed is. Waar dan, omdat julle nie weet wat in uur julle Here kom. Waar beteken nie dat ons elke dag in vrees lewe vir die oomblik. Beteken ons moet wakker wees in ons geloof, wakker in ons verhouding met Christus en die geestelik aan die slaap wees. En die twee voorbeelde wat hy noem, vreemd genoeg, is twee van die baie sterk punte wat die wegrapers gebruik om wegraping te bewys. Hy sê twee mense gaan in 'n land of 'n veld werk, een word aangeneem en een nie. Twee vroue maal saam by 'n meal, een word aangeneem en een nie. En die wegrapers sê sien, daar staan, hulle gaan langs mekaar werk, een gaan weg en bly. Hulle gaan staan werk by die meal, een word wegrap en een nie, dis nie wat ons sê nie. Daardie twee voorbeelde lig juis van ons uit hoe persoonlik hierdie saak is. Doelende, jy kan saam met iemand leef. Ander gedeelte noem selfs twee sal op bed lê, een word aangeneem en nie. Jy kan saam met jou huweliksmaat, jou man of jou vrou leef, werk, trou, eet. En een van hulle ken nie vir Christus nie, dan sal die een as vir Christus ken in die hemel opgeneem word, ewige lewe ingaan en ander een af verloor gaan. Ons kan nie vir mekaar verantwoording doen nie. Ons moet elkeen vir onsself gereed wees. En om waaksaam te wees, beteken in Hebreë sin 3 dinge. Eerstens, leef in geloof in Christus. Ons word nie gered omdat ons goeie dade doen of goeie lewens lei. Ons word gered omdat ons in Christus glo. Hy is ons ark. Net deur sy kruis en sy bloed is ons veilig. Tweedens, leef in gehoorsaamheid aan Christus. Om waaksaam te wees beteken nie net om te sê dat jy glo nie,
maar om te wys dat jy glo. Jou hele lewe moet getuig van daardie geloof. Jy moet leef soos iemand wat die wederkoms nou verwag. Lief hê, vergewe, heilig leef en getuig van die Here. Derdens, leef in die hoop op Christus. Vir die wêreld is daardie laaste dag wat hulle ook al daarmee verwag, 'n dag van vrees. En ons het dit nogal agtergekom 10 dae terug, toe daai dae aangekondig is, mense bang en onseker is. Maar vir gelowiges is die dag waarna ons met vreugde uitsien. Want dit is 'n dag waarop ons geloof tot aanskoue sal kom, sê die Bybel. Ons sal die Here sien waar ons glo, ons trane gaan afgevee word, daardie dag van die groot bruiloft van die Lam. Wanneer ons hierdie gedeelte en hierdie hele ding bestudeer, moet ons onthou, dit gaan nie vir ons oor oordeel nie. Dit gaan vir ons oor Christus. Want hy is die een wat weerkom, hy is die bruidegom wat sy bruid gaan omhaal. Hy is die ark waar ons veilig is. Hy is die Here wat ons oproep om wakker te wees. Sonder Christus is hierdie hele gedeelte wel een van dreigemente en vrees. Maar met Christus is dit 'n boodskap van hoop. Dit is so, die wêreld gaan 'n baie onaangename verrassing kry die dag wanneer hy kom. Ons gaan opgewonde wees as ons dit sien gebeur, of ons dan al dood was of nog lewe. En daarom kan ons sê, kom Here Jesus, kom. So wat moet ons aan hierdie dinge doen? Eerstens gaan ons die datums bereken. En ons lag eintlik maar vir diegene wat dit doen. In die Bybel sê duidelik. Ons weet nie, jy moet elke dag gereed wees. En dan moet ons gaan leef op 'n manier wat wys dat hierdie wêreld se nie ons alles is nie. Jou werk, geld, sittings, gaan nie saak maak op die dag van die Here. Net jou verhouding met Jesus Christus. Maak seker jy is in die ark, in Christus. Ken hom, glo in hom, bely hom as jou Here en gaan leef hom as jou saligmaker. En leef elke dag waaksaam. Vra elke dag vir jouself af, as Jesus vandag sou kom, gaan hy my gereed vind? Of gaan ek sê, Here, wag net so 'n bietjie, ek gaan net gou 'n gebed doen, want wat ek nou doen is nou nie reg nie. Gee kans. Of gaan ek sê, dankie Here, vat my. So die boodskap van Matteus 24 is nie net, ons weet nie, maar is baie dringend. Wat dan? Julle weet nie wat gebeur het en gebeur. Ons weet nie wat 'n dag nie, maar in die onsekerheid het ons hierdie geweldige sekerheid, die Here kom. Die vraag is nie wanneer nie, die vraag is jy gereed om te ontvang? So kom ons gaan leef elke dag, asof ons hom nou verwag. Of het nou vanaand of môre of oor jare eers is. Gaan leef so, dat wanneer daar die oomblik aanbreek, dit met blydskap en opgewondenheid sal wees. Want die Here kom nie net as regter nie, hy kom ook as verlosser vir ons. En as jy in Christus is, as jy werklik glo sy verdienste aan die kruis en daardie verdienste jou hele lewe rig, dan is ons nie bang te wees. Kan ons saam met die kerk van die eeuwe bid. Amen. Kom Here Jesus, kom gou. Amen. Ons bid saam. Ons heilige God, Hemelse Vader, Here, dankie dat ons met blydskap en opgewondenheid kan uitsien na die dag wat U op die wolke kom.
Nie net om die wêreld te veroordeel nie, maar om die kinders aan die hemel te vat, hier na ons. Here, as ons so daaraan dink, dan moet ons opgewonde wees. Dan moet ons elke dag gereed wees om U te ontmoet. Want dit is wat die geloof vir ons bewys. Die feit dat ons so uitsien na iets wat iewers in die toekoms kan kom, dat ons nou elke dag gereed is. Daar waar bekering plaasvind, bid ons dat die bekering sal skenk. Help ons om nie met vrees te dink aan die dag nie, maar met blydskap en opgewondenheid. Kom Here Jesus, ons verlos ons van hierdie bose wêreld. Neem ons weg vir ewig by U te wees. Ons sien uit daarna, maar tussen leef ons asof ons enige nood het. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons kan na die Here toe met ons liefde gaan. Ek kan die dankoffer en byna vir die barmhartigheid van ons. Ons antwoord op die boodskap kom uit Gesang 228. Gesang 228, ons sing verse 1, 3 en 4. En dan na die uitspreek van die seën, ek bly staan vir die lied. Baie versekering, maar nou gaan ons sing Gesang 228, verse 1, 3 en 4. Ons ontvang nou die seën van die Here, dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor hulle skyn en jou genadig wees, en die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Jesus is mine. Oh, what a fruit in vain. Fear the poor, radiance and good, sparkles and freedom, and night of moon. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Fallen in the dust, to sorry Lord, beautiful broken, layeth alone, in the battles, wisdom and God, maidens from me, afraid of the dawn. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Fallen for sin, freedom in love, in find Jesus, live the life. Then may the cause of hearts alone, the second Jesus, live the life. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. Goodness may go down, goodness may be. No other Jesus, Jesus of me. No other Jesus, Jesus of me.